Kom ons sing het saam in die plek vanmorgen. Kom ons sing het saam. Ek wil eens met het saam sing in die diepte van ons. Hy sien. Kom aan mense, kom ons sing in die plek saam. Halleluja. Dankie Here Kom ons aanbid hom in die plek Hy is net so dierbaar is. En ons bid 'n paar oomblikke saam. Vader van ons Here Jesus Christus, ons sê vanmôre vir U baie dankie Here dat ons na U toe kan kom. Dankie Here dat ons vanmôre kan bewus wees van U goddelike teenwoordigheid. Dankie vir hierdie voorreg wat ons vanmôre het om as broers saam hier byeen te kan kom om U te kan aanbid. Ek wil dan nou bid in die naam van Jesus by die breking van die brood, dat ons soos die Emmausganger sal sê, was ons harte nie brandend binne ons toe ons om hoor praat het met ons nie. Ek wil vanmôre bid in die naam van Jesus dat U met ons vanmôre sal praat en dat ons duidelik U stem sal hoor. Ek dank U vanmôre Here vir die opening van U woord wat lig bring. Ek dank U vanmôre Here dat ons onsself onder die soeklig van U woord vanmôre kan plaas. Ek wil vanmôre bid in die magtige naam van Jesus vir salwing op hierdie diens. Ek dank U Here dat ons kan uitkyk
met reikhalsende verlange dat U naby ons gaan kom in die naam van Jesus. Ek dank U dat U hierdie plekkie vol maak van U teenwoordigheid in die naam van Jesus. Here, wat ons weet dat dit is U teenwoordigheid wat 'n verskil maak. Dit is U teenwoordigheid, Here, wat dinge draai. En ek bid vanmôre, praat met die kinders. Here, ons harte is oop vir U woord, dat U ons vanmôre elkeen sal ontmoet by die punt van ons behoefte, in die naam van Jesus, met baie danksegging en eer. Amen en amen. U kan die sitplekke neem. Prys die Here. Laat my vanmôre toe om te groet vanaf Pastor AB, elke broer, suster, ons kykers wat aanlyn ingeskakel is. Ons groet U vanmôre hier uit Touwsrivier uit. Herlewingsentrum is lekker koud hier, maar hier binne in ons harte het ons die warmte van die Heilige Gees. Amen. Dis wonderlik om vanmôre hier byeen te kan kom, saam in die teenwoordigheid van die Here. Is so lekker om te hoor broer Denna getuig. Prys die Here, die woord sê ons het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Amen. Prys die naam van die Here. U kan saam met my blaai na Lukas hoofstuk 9. Lukas hoofstuk 9 gaan ons 'n paar verse saam met mekaar lees. Vanmôre terwyl ek en my ou moedertjie van die huis af ry, kom daar so 'n goddelike dankbaarheid in ons harte. Daar is so baie waarvoor ons vanmôre die Here kan dankbaar oor wees. Stem jy saam met my? Baie kere doen ons dit te min. Ons gebedslewe is net klaagliedere. Maar weet jy, die Bybel sê ons sal voor sy troon moet kom met danksegging. Daar's baie om oor dankbaar te wees, broer Aubrey. Amen, die Here het u gehelp. Amen. Daar's baie om oor dankbaar te wees. Prys die Here. Ek wil ook vanmôre persoonlik, vanmôre vir Suster Veronica sê julle moet hou. Ek het vanmôre sê ek my moeder, ek vertrou die Here om vir julle sou dogtertjie, daai baba, 'n wonderwerk te doen. Ek glo dit met my hele hart, dat ons dien die wonderwerker. Prys die naam van Jesus. Ek wil u bemoedig met hierdie vers, terwyl u blaai na Lukas hoofstuk 9, wil ek u net bemoedig met Psalm 133 vers 1, wat sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook een gesin saamwoon. Dit is soos die kostelike olie op die hoof wat afloop op die baard van 'n Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Hoe lieflik is dit as broers en susters in eenheid by mekaar kom, saam aanbid. Die Bybel sê dit is soos olie op die baard van 'n Aaron, wat afloop op sy kleed, af tot op die some, dit drup af. Hoe lieflik is dit, as die broers en die susters so by mekaar kom. Die een het 'n lied, die een het 'n getuienis, die een het 'n profesie boodskap, die een het 'n openbaring. Dis lieflik, dit bemoedig jou, dit stig jou, as jy sien hoe die werk van die Here groei, as jy sien hoe mense groei in hulle verhouding met die Here, as jy sien hoe mense die wonderlikhede van die Godheid ontdek. Ek kyk vanmôre op TikTok hoe hierdie baie kere bemoedig hierdie boodskap in myself oor wat ons bedien het in Prins Albert, wat die Here gepraat het oor die inhoud wat in ons lewe moet wees, nie net 'n klomp windsakke nie. En weet jy hoe lieflik is dit? Dis soos olie op die baard van 'n Aaron. Weet jy hoe lieflik is dit vir my om te sien hoe ons jong mense groei, hoe ons susters groei, hoe ons broers groei. Dis nie net windsakke nie, maar dis mense wat die gesonde woord wil bedien. Dis mense wat die woord van die waarheid reguit wil sny.
Ons leef ongelukkig in 'n tyd waar almal soek kits oplossings. Ek gaan nou bedien, ek lei net in. Ons leef in 'n tyd met microwave boodskappe, oppervlakkig, maar dank God nog vir die bediening, vir hierdie bediening, waar ons gesonde kos kry, gesonde woordbediening. Kom aan mense, ek sê vir u, daar's mense wat dit verlang. Want hulle is gewoond aan konsertgodsdiens, omstandighede, ek noem dit omstandighede predikers. Hulle praat net van hoe die Here jou gaan seën. God is going to bless you. Dis net oor hoe die Here jou omstandighede gaan verander. Maar jy hoor min boodskappe wat die harte van manne en vroue uitdaag om God te dien met hulle alles, met hulle hele verstand, met alles wat in hulle is. Jy hoor dit man. Jy hoor dit man. Want ons is in 'n new age. Amen. Prys die Here. Ek gaan vir lees Lukas hoofstuk 9. Amen. Weet jy, as ek lus is, het 'n appetite vir gesonde woordbediening, dan gaan kyk ek ook na 'n gesalfde man van God, vir wie ek die grootste agting het. Dr. Isaac Burger, die voormalige president van die AGS Kerk. Ag, wat so suiwer, so skerp, so wonderlik is dit onder die woordbediening. Dan hoor jy waarlik, die Here praat hier. Amen. Mag die Here vir ons help, dat ons sal vashou aan die gesonde woord. Ons leef in 'n tyd waar dit net raas en blaas, maar daar's niks van God nie. Maar mag die Here vir ons help om lief te wees vir die salwing van die Heilige Gees, want dit is wat 'n verskil maak, dit is wat iets doen. Stem jy saam met my? Dit is die salwing van die Heilige Gees, wat die woord sê, wat elke juk verbreek. Die salwing maak 'n verskil. 'n Mens kan dit hoor, wanneer iemand opstaan en hy's geroep deur die Here, en hy maak sy mond oop, dan kan jy hoor, dis die stem van die Here wat praat. En ek wil vanmôre fokus op die roeping van God. Dit kos vanmôre alles. Kom ek lees vir Lukas hoofstuk 9, verse 57. Die opskrif lees, Lukas hoofstuk 9, vers 57, die opskrif lees, hoe Jesus gevolg moet word. Vers 57. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg, waar u ook mag gaan. Hoor hierdie geweldige stelling wat hierdie man of hierdie persoon maak. Hy sê, Here, ek sal u volg, waar u ook mag gaan. Maar die vraag egter vanmôre is, bedoel jy wat jy sê? Want om so 'n stelling te maak, is nie net 'n lippetaal nie, dis nie net 'n lippe commitment wat jy maak nie, maar dit kos jou alles. Dit gaan soms kos dat jy ongemak moet verduur. Dit gaan soms kos dat jy pryse moet betaal. Dit gaan soms kos dat jy in moeilike tye moet deurdruk. So die vraag egter vanmôre is, bedoel jy wat jy sê, wanneer jy sê, net waar u ook mag gaan, sal ek u volg. Wat sê die koordigter? Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. Ek is met hom, met hom. Oh,
Kom ons sing nog maar. Waar hy lei, volg ek gewillig. Rabashandalabasa. Waar hy lei, ek raak bewus van sy teenwoordigheid. Ek raak bewus van die Here se teenwoordigheid vanmôre. Halleluja. Waar hy lei, andabasababa, volg ek. Halleluja. Kutabasababa, andalabasaya. Ek gaan met hom. Met hom. Op die weg. Kom ons sing dit vir die laaste maal. Halleluja. Waar hy lei, volg ek gewillig. Halleluja. Ek raak bewus van sy teenwoordigheid, hy sê. Waar hy lei, volg ek gewillig. Karabasababandalabasababanu. Waar hy lei, volg ek gewillig. Andabasababandalabasaya. Ek gaan met hom. Met hom. Halleluja. Halleluja. Kurabashandalabasababandalabasaya. Ek raak bewus van sy teenwoordigheid. Kutabasaya. Halleluja. Here, ek prys U. As U gewillig vanmôre. Halleluja. Halleluja. Here, ek prys U. Andabasababandabasababanu. Waar hy lei, dankie Here. Volg ek gewillig. Amen. Prys die Here. Met hom. Met hom. Op die weg. Hou net so vas, my broer. Ek wil vanmôre vir U sê, dis nie 'n lippetaal nie, maar dit kos vanmôre jou alles. Dis wat die vroeë kerk gesing het in hulle bidtuurtye, in hulle Sondagoggenddienste. Want die woord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hulle het dit nie gesing omdat dit net lippetaal was nie, maar hulle het in hulle harte was hulle toegewyd aan die roeping van God. Ek wil vanmôre vir U sê, dit is 'n heilige roeping. Dit kos vanmôre jou alles. Dit kos jou alles vanmôre. En hierdie man of hierdie persoon maak hierdie stelling: ek sal U volg waar U ook al mag gaan. Sal jy hom volg vanmôre? As hy jou roep vir die voltydse bediening en jy moet kies tussen jou check, of mens kry nie meer checks nie, jou groot salaris en die voltydse bediening, sal jy nog steeds hierdie lied kan sing, waar hy lei, volg ek gewillig? Sal jy hierdie leuen oor jou sing en jy bedoel dit nie met jou hart nie? Ek sê vir U, ons sing deesdae liedere, ons sing ons vas, want ons bedoel nie wat ons sing nie, omdat dit gaan net oor die melodie, maar dit gaan nie meer oor die woorde wat ons verklaar in daai lied nie. Dis nie 'n melodie nie. Dis 'n opoffering. Dis 'n gewillige stap. Dis 'n
alles op die altaar. Dis 'n afgesonderde lewe, uitverkoop aan ons Here Jesus Christus. Wanneer laas het jy gehoor dat mense word nog geroep vir die voltydse bediening? Wanneer laas het jy sulke getuienisse gehoor? Want ons mense soek dit nie meer nie. Jy hoor nie meer. Hulle word geroep vir voltydse bediening nie. Of baie van hulle word geroep, maar hulle wil nie antwoord nie. Hulle wil nie ja sê vir die roeping van God nie, want dit kos alles. Hulle wat waarlik geroep is, as niks te doen met entertainment nie, as niks gedoen met die kollig, met die om in die oë te wees nie, om op die voorgrond te wees nie, in jou hart as 'n behoefte om God te wil behaag in alles wat jy doen. Jy gee nie om of jy vriende gaan verloor nie, jy gee nie om of mense vir jou gaan hande klop nie, jy is 'n saak aan met God, want jy wil hom tevrede stel, jy wil hom verheerlik. Ek praat vanmôre oor die roeping van God, wat alles kos. Kom ek lees vir verder. Ek preek so tussendeur, amen. Vers 58 van Lukas 9. Gaan die Here Jesus verder, en toe sê Jesus vir hom, die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan 'n ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Ek sê vir u vanmôre klink ons soos hierdie een. Ons is voorwaardelik. Laat ek eers vir my familie dit gaan doen. Laat ek eers dit gaan klaar kry. Laat ek eers dit gaan maak. Laat ek eers dit gaan maak. Maar jy soek die salwing op jou bediening. Jy soek die krag van God moet op jou wees. Maar jy is nie bereid om die prys te betaal nie. Ek sê vanmôre, die pad na die egte salwing toe, dit kos 'n prys. Ek praat nie van hierdie windsak konsert godsdienst nie. Ek sê vir u, egte salwing kos 'n prys. Dit kos jou alles. Praat nie van 'n konsert godsdienst wat jy in die koerante voorstaan en mooi op sosiale media rondpronk nie, soos 'n ou pronkperd nie. Ek praat van egte salwing kos 'n prys. Kos 'n prys. Dan kyk hulle van 'n afstand af. As hulle hoe het hy dit reg gekry? Hoe het hy dit gedoen? Dis die salwing van die Heilige Gees. Hulle sien jou vol bediening. Hulle sien hoe die Here deur jou kragtig werk, maar hulle ken nie jou prys nie. Hulle weet nie wat jy al neergelê het om hierdie salwing te kry nie. Hulle weet nie hoeveel tye jy in afsondering was nie. Hulle weet nie hoeveel alleen oomblikke jy deur moes gemaak het nie. Hulle judge jou op waar jy nou is, maar hulle weet nie waardeur jy gekom het nie. Hulle weet nie van jou vastye nie. Hulle weet nie hoe jy moet uitgestap het uit verhoudings uit wat nie tot die eer van die Here is nie. Dan sê hulle, kyk hoe hy va. Maar hulle weet nie die kritiek waardeur jy moes gaan nie. Hulle weet nie hoe mense hulle neuse vir jou opgetrek nie. Hulle weet nie hoe vir jou eie familie jou verwerp het nie. Ek sê vanmôre vir u, die salwing van die Heilige Gees, dit kos 'n prys. Baie mense soek die salwing, maar hulle is nie bereid om die prys te betaal nie. Hulle soek die fireworks van hierdie evangelie. Hulle soek wonderwerke. Hulle wil sien hoe blinde oë oopgaan. Hulle wil sien hoe krepeles loop, maar hulle is nie bereid om 'n dag in vas en gebed deur te bring nie. Hulle is nie bereid om uit verhoudings uit te stap wat nie tot eer van God is nie. Hulle is nie bereid om weg te draai van die ou vleeslike lewe nie. Hulle wil ingaan skinne, hulle wil ingaan kwaad praat, maar hulle is nie bereid om hulle lewe af te lê nie.
jare moet hulle gewoond raak of aanvaar die ou min druppeltjies van die salwing wat op hulle val. Hy dink ook dis iets konsert, godsdiens, lapop. Maar ek praat van 'n stroom van God wat gaan beweeg. God wil hê ons moet in die volheid inkom. Nie druppeltjies nie, maar God wil hê ons moet die stroom van homself ervaar en beleef. Laat ek vinnig klaar lees. Vers 59. Het is klaar gelees, vers 60. En Jesus sê vir hom, laat die dooies. 'n Mens sou dink dat Jesus se hart nie. As hierdie persoon se vader, dat hy die eer betoon. Dat kos alles. Dit kos alles. Ek kan onthou ek is op die Bybelskool. En op daai stadium toe sterf baie van my familie. Sarkie sterf in die lyn. Baie mense sterf en ek gaan om verlof te vra. En die meneer sê, Brendan, jy sal nou moet kies. Wil jy familie begrawe of wil jy die roeping van God volg op jou lewe? Sê maklik nie. Sê dit nou vir 'n jong man wat die ronde hardloop. Hy's nou kwaad en hy los. Maar hulle wie waarlik deur God geroep is, sal hy optrek nie. Hy sal die diepte, sal hy verstaan van die vraag. Ek sê vir u, ons leef in 'n tyd waar mense maklik verskonings maak. Maklik. Die roeping en die salwing van die Heilige Gees, dit kos jou alles. Hy vraag slaan diep. Hy sê, wil jy mense begrawe? Ek voel maar meneer, is my bloed. Hy sê, daar gaan tye wees, as jy nie nou die les gaan leer nie, sal jy dit nooit leer nie. Daar gaan tye wees wat jy op 'n veldtog gaan wees, en jy oproep op die veld gaan kry, dat iemand van jou familie gesterwe, gaan jy die veldtog net so los om daai een te gaan begrawe. Jy moet kies. Vanmôre vir u sê, u moet kies vanmôre om 'n disipel, is nie net vir pastore en evangeliste hierdie boodskappe of vir mense met 'n bediening op hulle lewe nie. As jy 'n disipel van God wil wees, kos dit jou alles. Nou alles. Ek gaan vinnig, ek gaan die laaste vers lees wat ek bedien. Vers 62 van hoofstuk 9 sê, en Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Net tot daar kan dit die Bybel toe maak. Ek gaan lei in die week, gaan lei ek broer Jonathan af, as het baie vir hom bid, omdat ek het 'n hart, ek weet wat het is as jy op 'n plek gaan afgelei word, alleen, en jy moet agter siele aan hardloop. Ek praat van daai pad. Ek praat nie van hier's nou baie mense wat jy nou kan beïndruk nie. Ek praat van daai alleen pad wanneer jy afgelei word met een doel om vir die Here te kom arbei. Ek was al baie keer so afgelei in Uniondale, afgelei by plekke wat ek niemand ken nie. Dan moet ek vir die Here gaan werk. Daar is nie 'n familielid nie. Jy's deur in die verre, jy vertrou die Here, want jy het ja gesê vir die roeping van God op jou lewe. En ek wil byna antwoord of net reageer op wat hy sê vanmôre, dan vra die mense, waar kom al die takke vanaf? Wanneer jy warm lê onder die komberse, as ons besig om agter kosbare siele aan te hardloop. Wanneer
wanneer jy jou sente 2 keer omdraai om vir jou kind iets te koop, as ons besig om petrol in 'n kar te gooi, om iemand weg te neem, om by kosbare siele uit te kom. Wanneer jy dink, wanneer jy vir jou kind 'n PlayStation gaan koop, as ons besig om ons laaste geld te gee, om 'n veldtog op te sit, dan vra jy waar vanaf kom wat? Dit kos 'n prys, dit kos 'n prys, dit kos 'n prys, dit kos soms jou beursie ook. Kom aan mense. Wanneer jy siek voel, en jy nog op in die aande, in die koue wind uit moet gaan, om te gaan preek in 'n wit en geel tent, en jy voel nie veel nie, maar hier in jou hart is 'n vuur wat brand, dat siele by die Here moet uitkom. Hoe sê jy, daar lê jy? Ek sal maar nie nou gaan nie. Dat kos jou alles. Daar staan hulle op die paviljoen krities, besig om te kritiseer, maar hulle weet nie hoe die bloed loop nie, hulle weet nie hoe die sweet tap nie, hulle weet nie hoe dat jy nou stilte in jou binnekamer op die Here wag, om met jou te praat vir 'n boodskap, dat jy nie aan kan sê, so sê die Here van die leerskare nie. Dan kyk hulle en hulle admireer maklik en sê, ek wil so wees. Gee hulle, ek sien op TikTok het hulle 'n get ready with me, gee hulle 'n get ready with me. Laat hulle sien hoe dat jy 3 uur die môre nie kan slaap nie, en rondrol en voor die troon van genade is. Vandag se predikers, kom ek skok u, hulle ken nie daai pad nie. Hulle ken nie daai pad nie. Hulle soek die kollig, hulle soek die sign wat moet op hulle kom. Dit kos jou alles. Hy wat sy hand kyk vir my, hy wat sy hand aan die ploeg geslaan het, mag nie weer omkyk nie. Nou hier in hierdie gedeelte is daar 3 persone. Die eerste persoon sê, hy sal volg. En die Here Jesus se reaksie is, hy sê, jakkals het gate, die seun van die mens, sommige kere sal jy nie eers 'n plek van jou eie het nie. Kom aan mense. Maar hier in jou hart, het jy 'n roeping van God. Ek het nog vir jy vertel, ek gaan live vir broer Jonathan af. Alleen, is koud. En weet hoe gaan my hart uit? Net iemand wat daar was, sy hart sal uitgaan. Daarom is dit belangrik, baie mense wat voor wil loop, hulle het nog nooit eers gevoel wat dit is om agter te loop nie. So as jy voorloop en jy het nooit agter geloop nie, gaan jy mense verneder en op hulle trap, want jy weet nie wat dit is om agter te loop nie. Maar as jy is agtergeloop het jy empatie, het jy 'n hart vir die mense wat agterloop, want jy weet hoe dit voel om agter te loop. Jy het 'n hart, jy staan nie krities en staan gereed om straf uit te deel, om klippe te gooi en dit te doen nie. Jy het 'n hart. Jy het 'n hart. Jy het 'n hart vir jong mense. Jy moet jy 'n jong man weer, jy hoor, hy's in die jeug en nou hoor jy hy's daar. Nou moet jy hom weer gaan optel en saam met hom op pad stap. Jy het 'n hart. Jy staan nie gereed en sê as met die kerkraad by mekaar roep, laat ons tug kan uitdeel nie. Nee, jy het 'n hart, want tug is nie daar gesit om te wys hoe mooi en sterk die kerk is nie. Ons moet daar een optel en help. Kom aan mense. Baie van hierdie tugte is geïmplementeer om die kerk se naam te beskerm. Dit help nie daai persoon op die grond nie. So om die kerk se beeld te beskerm. Maar as verloor daai persoon se siel vir die koninkryk van God. Baie mense sal verskil met wat ek nou sê, selfs aanlyn, maar dis fyn, gaan maak daai saak met die Here uit. Laat God vir jou hart gee vir mense. God vir jou hart gee. Here weet. Baie keer in hierdie bedieninge
Ek praat vanmôre onder die salwing van die Here of 'n bediening. Kry ek druk. Jy moet hier druk en daar druk. En mense sê moenie 'n pastoor was te sag. Pastoor as dit. Maar in my hart weet ek dat een se siel moet behoue bly van die Here. Hier kom en ek lei vir Jonathan af en ek sê my broer, jy gaan baie alleen voel. Maar weet dat jy is in die perfekte wil van God. Weet jy hoe wonderlik is dit om te weet dat jy is in die wil van God vir jou lewe? Weet jy hoe voel dit? Ek sê vir daar's baie mense wat in die kerk is, maar dit beteken nie hulle is in die wil van God nie. Hulle is net in die kerk of in die bediening oor finansies en omdat hulle 'n sekere salaris verdien, want hulle kan nie bekostig om dit te los nie, want dan gaan hulle kind en vrou nie kan eet nie. Hulle word saamgesleep deur programme en vorm godsdienst, maar dit beteken nie hulle is in die perfekte wil van God vir hulle lewe nie. Hulle het kompromie aangegaan met God se wil, met God se roeping. Daarom kan hulle nie sê vrylik, so sê die Here van die leerskare nie, want hy is afhanklik van hy salaris. Hy kan nie daai mense leed aandoen met sy prediking nie. En hy is getrap. Ek ken baie sulke mense. Hy is getrap. Hy moet nou preek wat hulle wil hoor. Maar hy kan nie meer sê so sê die Here nie. Want dan gaan hulle nie van hom hou nie. Hulle gaan hom uitskop. Hulle gaan haar uitskop. En dan het hy nie 'n inkomste nie. Dan het hy 'n inkomste nie. My God, ek dank die Here dat ek nie afhanklik is van mense nie. Ek dank die Here dat hy my bron van voorsiening is. Ek dank die Here dat ek na hom toe kan kyk vir alles wat ek nodig het. Dank die Here. O Rabashanda, Rukutababahandi, Labanda Labasaya. En is 'n tweede persoon, ek haas my. Is 'n tweede persoon. Hy sê ek wil u ook volg, maar laat ek net eers my vader gaan begrawe. En die Here Jesus se antwoord is wreed. Hy sê dat die dooies gaan begrawe. As jy nie geanker is in die Here nie, sal jy offens vat. Want hoe kan iemand sê is my pa? As my bloed. Hoe kan hy sê as ek hom bevolg, dat die dooies gaan begrawe as hy so koud. Het gaan nie om dat hy koud is, die les wat hy wil oorbring is, dit kos jou alles. Weet ek en u al hierdie goed bo God se wil begin stel. Ons kinders, ons families, ons omstandighede, ons drome, ons ideale, wat ons wil doen, ons planne, het ons bo God se wil begin sit. Daarom baie van ons het gekry wat ons harte begeer het, maar ons sit vanmôre met 'n maarte in ons siel, omdat ons onsself bevind buite die wil van God. Ja, jy het jou nuwe banke gekry, jy het jou werk gekry, jy het jou drome bereik. Maar jy het dit bereik buite God se wil. Baie van ons, hy lang trane, want ons het kompromie aangegaan met die salwing van God, wat eens op 'n tyd op ons lewe gerus het. Ek haas my, net mense wat geestelik is, sal hierdie boodskap verstaan. En toe is daar nog een, maar Martha vers 40, nee verskoon my, is daar nog een persoon, en vers 61 sê, en 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. Hoor hier, hy sê, sodra jy sê maar, stel jy 'n voorwaarde. Dan kanselleer jy alles uit wat jy voor dit gesê het.
Hy sê, maar ek wil u volg, maar laat ek eers afskeid gaan neem. Ek sê vir u, baie geroepenis is nie bereid om families prys te gee nie. Dit kos 'n prys. Dit kos jou alles. Ek wil vir hierdie storie vertel. Hulle vertel is 'n Suid-Afrikaanse vliegtuig wat na 'n afgeleë plek toe reis. En hulle het petrol gegooi aan die vliegtuig en hulle vlieg na 'n afgeleë plek toe. En hulle kom by 'n plek waar die kaptein begin paniek. Want die plek, hulle destinasie wat hulle moet bereik, is nog 'n afstand en die brandstof begin raak minder. En terwyl hulle vlieg, hou die kaptein van die vliegtuig die gates dop. Want is nog 'n entjie om te gaan. En hy hou die gates dop. En hy kyk vir homself en hy begin bereken die kostes. Het hy al begin die kostes? Het hy al die kostes bereken? En hy begin bereken die kostes. En hulle noem dit the place of no return. Hy het by die plek gekom waar hy nie kon omdraai nie. God wil ons vanmôre by daai plek bring. The place of no return. En die vliegtuig gaan en hy kyk. Hy sien hy het te ver gevorder. Hy sal nie weer terug kan gaan na die lughawe toe om brandstof te gaan kry nie. So omdraai is nie 'n opsie nie. Hy moet nou deurdruk na sy destinasie toe. En hy druk die knoppie. Hy sê dis die kaptein wat praat. En hy sê we have reached the place of no return. Ons moet nou net vorentoe beer. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van God, you have reached the place of no return. Jy kan nie omdraai nie. Jy moet die ongemak verduur. Jy moet die vernederings verduur. Jy moet die pryse betaal. As jy jou hand aan die ploeg geslaan het, kan jy nie omdraai nie. Jy kan nie handdoek ingooi nie. Jy moet deurdruk. Jy moet volhard tot die einde toe. Daarom sluit die Here Jesus hierdie hoofstuk af deur om te sê, en Jesus antwoord hom en sê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. You have reached the place this morning of no return. Jy kan nie omdraai nie. Jy kan nie teruggaan na die ou lewe toe nie. Jy kan nie ou gaan na daai vleeslewe toe nie. God wil jou vanmôre aanmoedig om te sê, druk deur my suster, druk deur my broers. Al is dit hoe moeilik, al kos dit jou alles, druk deur. Hy gaan jou beloon. Sy loon is by hom. Weet jy wat 'n wonderlike vreugde, ek maak klaar, bring dit in 'n mens se hart om in die wil van God te wees. Weet jy wat 'n vrede is in jou binneste om te kan weet dat jy is by die plek waar die Here wil hê jy moet wees, soos wat ons broer Denna vanmôre getuig het. Hy sê ek verstaan jou my broer. Ek verstaan jou, toe hy vanmôre sê, ek is so vir die Here dankbaar dat ek hier is. Nie omdat dit ons is nie, maar omdat dit nou die wil van God vir ons lewe is. Baie mense sal jou probeer afraai. Maar hulle verstaan nie die wil van God nie. Sê vir hulle, I have reached the place of no return. Nee, maar hoe kan jy daar, hoe kan maak jy? I have reached the place of no return. Hoe kan sit jy al hierdie moeite in? Hoe kan jy op 'n veldtog? Hoe kan jy kom as by jou huis bly? Jy kan baie ander dinge doen met jou tyd. I have reached the place of no return. Hoe kan sal jy jou geld in dit sit? Daar is die waarde in die I have reached the place of no return. Jy verstaan nie die wil van God nie. Jou lekker as jy vir my lekker nie.
staan hulle hier, want dis 'n dans by die gemeenskapsaal. Ek ry verby, ek sê vir myself, was vir hulle lekker, maar is nie vir my lekker. Aan die nat, aan die koue, as hulle gered word, en is koud, alleen onder die warm komberse. Maar in hulle vroeë lewe het hulle die dans toegemaak, nat of koud, warm of koud, onder storm. Ek kyk van die meisiekindertjies is kort aangetrek in die koue. Ek hoor een sê, nee, ek wil gaan dans. Ek dink hoor, sy sê ek wil gaan dans. Maar laat hulle gered word. Ek sê vir jou, sy gaan sikke. Hulle dans tot 3, 4 in die môre. Maar hulle is nie bereid om 10 uur na erediens toe te gaan nie. Maar hulle dans tot die vroeë môre. As hulle Vrydag begin, dan hou hulle Maandag op. Kom aan mense. Ons maak met God se wil net soos wat ons wil doen. Ons maak met God se roeping net soos wat ons wil doen, terwyl dit ewigheidswaarde vir ons inhou. Mag die Here vanmôre vir by hierdie plek bring waar u 'n vars oorgawe weer gaan maak, waar u sê, Here, vanmôre gaan ek weer my alles op die altaar neerlê. Vanmôre gaan ek weer my alles vir u gee. Maak nie saak nie. Maak nie saak nie. Kom ons staan op ons voete. Volg hy Gavala. Ek wil jy moet met die Here begin praat. Terwyl jy staan, praat met die Here. Sê, Here, ek gee vanmôre weer my alles. I have reached the place of no return. Ek wil nie verskoning sê soos hierdie 3 persone gesê dat ek moet eers my vader gaan begrawe. Ek moet eers die huismense gaan groet nie. Ek wil u volg waar u ook al lei, Here. Ek wil agter u